Middag op hierdie wintersmiddag in Kaapstad, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Koning, Trooster, Gees van die waarheid, alomteenwoordig en met wie alles vervul is, skatkis van die goeie en gewer van lewe, kom woon in ons. Suiwer ons van alle onreinheid en red ons siele, o goeie. Ek het redelik lanklaas 'n video gemaak, so dis miskien nie 'n slegte idee om net vinnig te kyk waar ons is, bietjie kop op te lig en onsself te oriënteer nie. Ons is besig met 'n reeks oor wat ek noem ongemaklike ortodokse onderwerpe, wat gaan oor dinge waaroor veral protestantse mense ongemaklik sal voel of net hoegenaamd nie mee saamstem nie. En ek wil vandag praat oor die ortodokse verering van relieke, maar om dit te kan verstaan, om die agtergrond daartoe te hê, moet 'n mens weet wat die ortodokse beskouing is van materie. Daaroor het ek in my vorige video gepraat, en ek wil julle sterk aanraai, as julle dit nog nie gekyk het nie, om dit eers te kyk voordat julle voortgaan met hierdie video. In kort het ek in daardie video gesê dat daar in die Weste 3 beskouings is oor materie. Die eerste ene is 'n baie negatiewe beskouing, die een wat Luther gelei het om homself te beskryf as verloste mens as sneeubedekte mis, omdat die onderliggende materie waaruit hy bestaan so verword en so versleg is dat dit eintlik as onwerklik afgemaak kan word. Dan is daar die baie meer algemene deesdae, in elk geval siening van materie wat mense as materialisme kan beskou, en daardie siening sê in wese dat materie is materie en niks meer nie. En dit het die gevolgtrekking dat alles wat gebeur eintlik maar interaksies is tussen verskillende dele materie. En ten derde is daar die siening oor materie wat mense kan noem pantheïsme, en pantheïsme sê in kort maar dat God in alles is. So God is in die boom, God is in die klip, God is in die see, en dit beteken dat elke boom en elke klip en die see as God aanbid kan word. Hierteenoor staan die ortodokse beskouing van panentheïsme. En panentheïsme voer maar net aan dat God deur sy genade materie vervul op 'n geheimnisvolle manier. En dat die redding van mense ook die redding is van die ganse skepping. En dat ons persoonlike vergoddeling die vergoddeling is van ons siele en ons liggame, sodat beide die siele en liggame van die heiliges een word met God deur sy energie. So wat is 'n reliek? 'n Reliek is enige deel van 'n heilige se liggaam of 'n voorwerp wat nou met hom of haar verband hou. Hoe vereer ortodokse mense relieke? Wel, op baie dieselfde maniere as wat ikone vereer word. So, as 'n mens 'n reliek nader, of 'n relieke kus nader, dan sal jy jouself 3 keer kruis, dit het ek nou al gewys, en 3 prostrasies maak, wat maar in diep buiging is, en dan die reliek met eerbied soen. Laat ek vinnig vertel 'n bietjie die geskiedenis van relieke en die ontwikkeling van relieke. Die verering van relieke kom van die vroegste Christelike tye af. Ek sal net nou ietsie sê oor die verering van relieke in Bybelse tye, maar in na-Bybelse tye is die vroegste geskrif oor 'n Christelike martelaars dood, die van die heilige Polycarpus, wat 'n disipel was van Johannes en deur hom gewy is as biskop van Smyrna, wat in die 2de eeu 'n marteldood op die brandstapel gesterf het. En die geskrif wat vertel van sy marteldood, sê dat sy volgende na sy teregstelling sy bene bymekaar gemaak het, wat meer kosbaar was
as die kosbaarste juwele en goud. En die dag van sy martelaarskap is daarna ook telkens jaarliks by sy graf gevier. Teen die 4de eeu was die verspreiding en verering van die stoffelike oorskot van martelare reeds wyd verspreid en is toenemend ingewikkelde reliekouers of relikwaria gemaak om hierdie relieke te bevat. Waarskynlik die mees vereerde reliek in die middeleeue was die ware kruis van Christus, wat deur die heilige Helena, die moeder van die keiser Konstantin, onder wie die vervolging van Christene gestaak is en die Christenskap of die Christendom die staatskerk van die Romeinse Ryk geword het. Sy het hierdie relieke gaan soek in 326 en dit gevind. En reeds met die vind van die ware kruis was daar 'n wonderwerk wat met die relieke gepaard gegaan het. Wat naamlik gebeur het, is dat Golgotha, die kophef waarop Christus gekruisig is, gevind is, en daar is toe opgrawings gedoen daar, en daar is inderdaad die kruise gevind daar. Die probleem was dat hulle nie geweet het watter een van die kruise die een is waarop Christus gekruisig is nie. En die patriarg van Jerusalem van destyds, Macarius, het toe 'n baie siek vrou aan al drie die kruise laat raak. En met haar aanraking aan die ware kruis van Christus het sy op 'n wonderbaarlike manier gesond geword. Nou kan ek sommer al sien en hoor hoe lig die wenkbroue en hoe kom gedagtes soos middeleeuse legendes en sulke so van goed by mense op. Die antwoord hierop is eintlik baie eenvoudig. Die vertelling van wat daar gebeur het, kom uit Eusebius die lewe van Konstantin. Konstantin was die seun van die heilige Helena wat die kruis gevind het. Hierdie biografie van Konstantin is onvoltooid gelaat by Eusebius se dood in 339. Sodat die gebeure van 326 binne die volgende 13 jaar daarna opgeskrywe is deur Eusebius. Eusebius is een van die mees gerekende en gesaghebbende kerkhistorici oor die vroeë kerk, wat vandag nog as 'n betroubare bron van inligting oor daardie tyd beskou word, en die gebeure word ook in verskeie ander bronne bevestig. So dis ver van 'n middeleeuse legende af. En miskien verder in reaksie op die aanklag van vervalsing en legende, is dit belangrik om daarop te wys dat teoloë van die vroegste tye af beklemtoon het dat relieke nie voorwerpe van aanbidding was nie. Hulle is vereer omdat hulle teenwoordig maak wat hulle verteenwoordig, net soos ikone. So skryf die groot kerkvader Hieronymus in 404, met ander woorde minder as 100 jaar na die gebeure. Aan ene Riparius, ons aanbid dit nie, ons adoreer dit nie, uit vrees dat ons sal neerbuig voor die skepsel eerder as voor die skepper. Maar ons vereer die relieke van die martelare, sodat ons hom beter kan aanbid wie se martelare hulle is. 'n Paar eeu later het die konsilie van Nicea dan ook in 787 verklaar dat geen altaar van 'n nuwe kerk gewy kon word sonder dat daar 'n reliek in is nie. Sekere relieke het die fokus geword van pelgrimstogte en het 'n reputasie verkry dat wonderwerke deur hulle geskied, baie soos ikone. Dit het ongelukkig ook implikasies vir politieke en teologiese mag gehad, en daarom is byvoorbeeld die relieke van die heilige apostel en evangelis Markus, wat die destydse biskop van by sy marteldood, die destydse biskop van Alexandrië was, in die 9de eeu uit Alexandrië gesteel en na Venesië geneem om die ekonomiese en politieke mag van die destydse stadstaat te bevestig. En deur die loop van die middeleeue was daar dan ook baie voorbeelde van sulke furta sacra of die geheiligde diefstal. Baie dikwels is, miskien net 'n bietjie ter verdediging, is dit gedoen om relieke te red uit die mag van die opkomende Ottomaanse Ryk.
Maar geheiligde diefstal was maar een van die probleme wat ontstaan het met relieke. In die Weste was daar met die verloop van die middeleeue 'n toenemende bygelowigheid gekoppel aan relieke, soos wat die verband met die heiliges wie se relieke dit was en die God wat hulle geheilig het, by mense vervaag het. 'n Geloof in wonderwerke wat deur God se genade veroorsaak is daarom vervang met 'n hoop op towerkuns. En dit het saamgeloop met die verslapping van die uiters konservatiewe benadering oor wat 'n ware reliek is wat aanvanklik geheers het. Omdat die materiaal waaruit relieke bestaan het dikwels van baie min intrinsieke waarde was, het daar destyds was die ruimte vir vervalsings baie groot en het daar binnekort 'n ywerige en 'n uitlopende handel in relieke ontstaan. In die Katolieke Kerkraad, na die skeuring van die kerk tussen die Ooste en die Weste, het in 1215 reeds probeer om die handel in relieke hok te slaan en beveel dat slegs 'n biskop moes sertifiseer of kon sertifiseer dat 'n reliek eg is. Maar Martin Luther het in die 15de eeu tereg gekla dat daar in Duitsland alleen maar 18 apostels begrawe is en dit terwyl die evangelies net van 12 praat. In die reformatie se totale verwerping van relieke en hulle vernietiging in baie gevalle was daarom nie net omdat hulle 'n negatiewe siening van materie gehad het nie. In die Katolieke Kerk het uiteindelik in reaksie daarop in die 16de eeu die verkoop van relieke totaal verbied. Gaandeweg natuurlik sou die groeiende materialisme in die Weste die verering van relieke reduseer tot die totale en verwerping en minagting daarvan, wat vandag algemeen die geval is. Hoekom vereer die ortodokse kerk relieke? Wel, met die agtergrond wat ek al reeds gegee het, lê die antwoord eintlik reeds voor die hand. Die ortodokse Christelike gebruik om relieke te vereer, dit weerspieël eenvoudig ons perspektief op redding. Soos ek nou al 'n paar keer gesê het, verstaan ons verlossing as teose of vergoddeliking, wat beteken dat ons gaandeweg deelgenote van die goddelike natuur word, soos wat 2 Petrus 1 vers 4 sê. En dit is dan ook die hoofrede hoekom die inkarnasie plaasgevind het, en waarom Christus vrywillig die kruisiging en die dood verduur het. Hy het dit gedoen sodat ons deur genade kon word dit wat God van nature is. Ons liggame is nie gevangenisse vir ons siele waarvan ons verlos moet word by ons dood nie, maar is tempels van die Heilige Gees. God se genade omvorm daarom nie net ons gees nie, maar ook ons fisiese liggaam. En dit is veral die geval met heiliges wat aktief aan God se goddelike natuur deelneem. Ortodokse Christene vereer daarom die relieke van heiliges om 'n paar redes. Eerstens, omdat ons glo dat die liggaam, soos ek al reeds gesê het, die tempel van die Heilige Gees is, maar bly selfs na die dood. En die heiliges se liggame is by uitstek tempels van die Heilige Gees. Tweedens, omdat die verering van 'n heilige se relieke die werklikheid van sy of haar bestaan bevestig. Soos ek net nou gesê het, hulle maak teenwoordig wat hulle verteenwoordig. En dis maar op dieselfde manier, baie op dieselfde manier as wat 'n foto van 'n geliefde dit doen. Derdens, die daad van verering dra oor dat alle ortodokse Christene, selfs diegene wat die lewe verlaat het, in gemeenskap met God en met mekaar bly. En ten slotte doen ons dit om hierdie heiliges te vereer as voorbeelde van hoe ons ons eie lewens moet lei om God te behaag en teose te bereik. Ons vereer ook hulle relieke in die hoop dat ons op een of ander manier kan deelneem aan die genade wat hulle ontvang het en om deel te hê aan hulle heiligheid. Ter opsomming oor die redes hoekom ons relieke vereer, haal ek aan wat 'n Russiese priester hieroor gesê het. The Church of the Apostles does not deify inanimate objects. It does not honor the saints for any sort of divinity. It does not render to anyone any form of worship. Being instructed by the word of the Scriptures, it humbly offers worship to the one Almighty God, deeply, with childlike simplicity, believing that the holy relics are divinely chosen instruments of the power of God and of His might. In the holy relics, the power of God is shown forth. Vir die protestante onder ons, wat sê die Bybel oor relieke?
soos wat die geval met die vroeë kerk was, vorm die Ou Testament die basis van baie aspekte van ortodokse kerk, die ortodokse kerk se liturgiese aanbidding, en dit sluit die verering van relieke in. Ons dink byvoorbeeld aan die verbondsark, wat met geweldige ontzag hanteer is, tot die mate dat niemand dit mag aangeraak het, sonder God se uitdruklike toestemming nie, en is dan ook uiteindelik bewaar in die heilige van heiliges in die tempel. In die verbondsark is die relieke van die uittog uit Egipte deur Aaron die hoëpriester geplaas. 'n kruik manna, die 2 kliptafels van die 10 gebooie, en die staf van Aaron wat weer gebloei het en amandels gedra het. En is 'n deel, of een van talle voorbeelde van voorwerpe wat deur God se genade betrokke was by wonderwerke. Moses se slang byvoorbeeld, dit is sy staf byvoorbeeld, dit is slang geword en op sy opdrag weer terug verander in 'n slang. Dit was nie sy opdrag toe hy dit weer gegryp het. Die koperslang wat Moses gemaak het, het die Israeliete van die pes genees. Elia se mantel het die Jordaanrivier in 2 verdeel. En die bene van Elisa het 'n dooie man weer lewend gemaak. En hierdie gebruik van voorwerpe om wonderwerke te doen is nie net tot die Ou Testament beperk nie. Sakdoeke en voorskote wat deur Paulus aangeraak is, het siekes genees in Handelinge 19, en die skaduwee van Petrus het oor die siekes verbygegaan en hulle genees in Handelinge 5. En in die evangelies behels baie genesingsrelieke, insluitend die genesing van die vrou met die bloedvloeiing, wat eenvoudig aan die soem van Christus se kleed geraak het en genesing ontvang het. Sy kleed het in werklikheid 'n bemiddeling in haar geword van God se genade, soos ons ook in Lukas 8 lees. Maar daar is talle verdere verhale van die gebruik van relieke om mense te gelees deur die verloop van die geskiedenis. 'n moderne verhaal is die een van die heilige Nectarius van Aegina, 'n biskop wat baie vervolging in sy lewe gelei het vanweë sy geloof en sy heilige lewenswyse. Toe hy uiteindelik op 8 November in 1920 in 'n hospitaal in Griekeland oorlede is sy klere uitgetrek ter voorbereiding van sy lyk en geplaas op die bed van die man wat langs hom gelê het. Die man was verlam. En toe die klere op sy bed geplaas word, is die man van sy verlamming genees. Ek wil graag afsluit met 'n aanhaling van 'n vader van Athos wat die korrekte ortodokse beskouing oor nie net relieke nie, maar ook oor die hele natuur gee. Want mens moet natuurlik nooit vergeet nie dat relieke en ons verhouding daarmee ook iets sê van ons verhouding met God se skepping. Hy wat God liefhet, het nie net mense, sy broers lief nie, maar hy het ook die hele natuur lief, omdat dit 'n seëning van God is. Iemand sal hom haas om 'n stuk van die kleer of iets anders wat aan 'n heilige behoort het te kry en dit vroom soen, omdat hy weet dat hy daaruit die heilige seën ontvang. Dit is dieselfde met die bome, gras, blomme van die natuur. Alles is 'n seëning van God. Ons omhels dit alles met dieselfde opwelling van liefde, vir al daardie vrugte wat ons voed. Uiteindelik is relieke, soos alles in God se skepping, tekens van sy onuitspreeklike liefde vir ons, en ons omgang daarmee, ons reaksie op die oorweldigende liefde.